Daar is een heilfontein van bloed, waarin Immanuel zingt. Een zondags wordt en daar die vlucht van al de zonde vrij. Van al de zonde vrij.
Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, dat die koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Waarlik kan ons saam met Johannes die Doper uitroep in hierdie dag. Daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Vader, dankie dat U U seun gestuur het, die lam van God. En ons is so dankbaar, dat ons in hierdie dag weet, dat die lam van God is vir ons geslag. En sal met sy bloed, en het met sy bloed, voor die Vader verskyn. O, halleluja. Waar die bloed verordineer is, op ons in die Nuwe Testament, met die nuwe bloedverbond. En ons dankie, dat dit op ons verordineer is, wat ons het ondervind, die krag in die bloed, die reiniging in die bloed, die verlossing in die bloed, ja, die redding in die bloed, halleluja. Ons dankie, Here, vir U kosbare bloed. Ons wil U eer, dat ons as bloedgewastes kan staan. Halleluja. En ons weet, alreeds staan bloedgewastes voor die troon, en juig voor die lam alreeds. Baie, baie dankie, dat ons hierdie hemelse ondervinding in aardse liggame het, om te ondervind die krag in die bloed, tot oorwinning in elke vorm van ons lewens. Dankie, dat ons waarlik kan sing, soos die ou koortjie sê, o, die bloed van Jezus, dit was my witter dan die sneeu. En Here Jezus, ons kom in hierdie dag na U. En ons wil dankie sê, dat ons 'n voorreg het, om aan die tafel te sit. Vader, U het die tafel vir ons berei. En ons dankie vir die brood en vir die beker. Dankie vir die lam wat geslag is. Vader, en dit is hoe U die tafel vir ons berei, sodat ons aan die tafel kan sit. Dat ons kan eet van die brood van die lewe, dit is die liggaam van Jezus wat die offer is. En dat ons kan drink van die bloed van die lam, naamlik die offerbloed. Dit is die bloed in die Nuwe Testament waarvan U self gesê het, uitgestort is vir baie tot vergifnis. Dit is die Nuwe Testament in my bloed. En Here, ons is so dankbaar. U is die Nuwe Testament. En hierdie testament het deur die bloed gekom. Al die woorde wat U gespreek het, het deur die bloed gekom. Selfs die Ou Testament, Here, alles het deur die bloed gekom. En dit is op ons verordineer. Halleluja. En ons dankie, dat ons in hierdie oomblik dan kan eet en drink by die tafel van die Here. O Here, en ons weet, dat U bedien dit self. Elke keer op hierdie aarde terwyl U was, het U die tafel bedien. En ons eer U dat U nog dit steeds doen. Al sien ons dit nie, ons weet dit in die Gees. Laat ons dan waardig sal wees in hierdie dag, om te kan eet en te drink. Halleluja. Sodat ons daardeur geheilig kan word, ten volle. Seën hierdie tafel in elkeen se hart en se lewe, en die Here laat die tafel dit sal werk, wat nodig is in elke lewe, en ons eer U daarvoor, in Jesus naam. Amen en amen.
Prys die Here en ons is dankbaar teenoor die Here dat ons so saam kan wees. Ons groet jy almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus en ons dank die Here dat ons aan die tafel van die Here kan sit in die dag. Ons het klaar oor die tafel gedank en ons eer die Here. As Paulus ook gesê het, ek het in die nag van die Here ontvang, dat in die nag waarin hy verraai is, die brood geneem, gebreek nadat hy gedank het. En ons dank die Here dat ons in hierdie oomblikke die brood kan breek, ons het klaar gedank. En die woord sê, hierdie mooi woorde, neem daarvan, dit meen, neem van die brood, en eet dit, en doen dit tot my gedagtenis. En ons wil die Here baie dankie sê, dat sy liggaam vir ons gebreek is, sodat ons elke een deel kan hê aan sy liggaam, en gevoed kan word, deur sy liggaam wat vir ons gebreek is. Halleluja. Kom, ons gaan dit saam eet, terwyl ons dit met dankbaarheid eet. Prys die Here. Dankie Here Jesus. Halleluja. Amen. O Here Jesus, ons prys. Halleluja, halleluja, halleluja. Dankie dat ons deel in die liggaam kan hê. O halleluja. Nadat die Here die brood gegee het, almal geëet het, het hy die beker geneem. Hy gesê, drink daarvan, doen dit tot my gedagtenis. Dit is my bloed in die Nuwe Testament. Halleluja. Amen. En ons dank die Here vir sy kosbare bloed. En ons wil die Here vra dat sy bloed in ons sal werk, sodat ons rein en witter kan wees as sneeu. Van elke vlek, rimpel en iets wat u nie behaag nie. Dat ons rein kan wees. En dankie dat ons weet, u bloed is kragtig en dit werk deur in ons hele lewens. Here, seën dan hierdie beker in elke hart en elke lewe. En laat dit sy doel sal bereik, sodat u verheerlik word. Baie, baie dankie vir die beker. Drink daarvan, sê die Here, en doen dit tot my gedagtenis. Kom ons drink dit saam. O, halleluja, prys die Here. Ons eer die Here. Ons dank die Here, halleluja, vir 'n voorreg dat ons deel kan wees van 'n ewige verbond, 'n bloedverbond. En ons wil die Vader baie dankie sê dat hy sy seun gegee het, sodat ons gered kan word deur sy bloed. Halleluja. En ons vrygekoop kan word met elke volk, nasie, taal en stam. Baie, baie dankie daarvoor, Here. Ons prys, want daar is krag in u bloed. Halleluja. Prys die Here. Ons is dankbaar dat ons weer rondom die woord van die Here kan vergader. O, halleluja. Daar is niks in hierdie wêreld soos die woord van die Here nie. En ek is pastoor Flippie Gerber, my telefoonnommer is 082-874-1705. O, halleluja. Ek wil vandag met u iets deel wat vir my al 'n hele paar jaar saam met my kom. En vanaf die Here dit vir my gewys het, voor dit, en nadat die Here dit vir my oopgemaak het uit die woord uit deur die Heilige Gees, het ek nog nooit gehoor iemand oor dit preek, want
die mens is vandag vasgevang in een ding. En ek gaan dit noem. Hulle is vasgevang in 'n wegraping voor die verdrukking. Daar is vir hulle geen enigiets anders uit die woord. Dis dit. En op grond van die woord van die Here wil ek dit baie graag noem, want die Bybel sê vir my in Romeine 8 hierdie mooi woorde. Ek het dit al genoem, maar ek wil dit net noem. Hy sê ook in Johannes 1 vers 12. Halleluja. Daar's twee dinge wat die Here ons gemaak het. Eintlik 3. Maar die twee van hulle word net saamgevoeg. Maar die eerste een is dit. Johannes 1 vers 12. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Christus gee ons die mag om kinders van God te word. En nou sê hy in Romeine hierdie woorde, vanaf die 29ste vers. Kom ons lees die 28ste vers. En ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Wat is die voorneme van God? Die heel eerste, dat ons sy kinders moet wees. En die volgende iets is dit, 29ste vers, want die wat hy van tevore geken het, en ek wil net iets sê so, God die Vader ken ons net van tevore, dit meen nog voor die grondlegging van die wêreld, in Christus, dit meen die oomblik as ek in Christus kom, dis al hoe God my ken, van ewigheid af, die oomblik as ek in Christus is, en hoor wat sê die woord, halleluja, die het hy ook van tevore verordineer, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Dit meen nog voor die grondlegging van die wêreld. Het God ons alreeds geken in wat? Om gelykvormig te word aan die beeld van sy seun. Dit meen, as ek gelykvormig word aan die beeld van die seun van God in Christus, ken God my al van voor die grondlegging van die wêreld, want hy ken sy seun. So as ek in sy seun is, dan het ek gelykvormig geword aan die beeld van sy seun, en omdat die Vader sy seun ken, ken hy my ook nou. En hy ken my al van lank af. Dis waarom hy sê, die wat sy name voor die grondlegging van die wêreld in die boek van die lewe van die lam geskryf is. Want God ken net hulle, wie sy name in die boek van die lewe van die lam geskryf is. Maar van wanneer? Van die begin af, want die uitverkiesing is in Christus. Halleluja. En die beeld van sy seun is voor die skepping nog al daar gewees. Halleluja. So, en dit is wat die Vader op ons verordeneer het, om gelykvormig te word aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. Dit meen Christus is die eerstgeborene, hy was die eerste seun van God. Halleluja. Ja. En as ek in hom is ek deel van hierdie eerste, dit meen eersteling, saam met Christus. Dit is hoe God ons ken. Halleluja. Om gelykvormig te word aan die beeld van sy seun. En daar is in my 'n wonderlike skrif wat Petrus noem, en ek wil dit graag lees, 1 Petrus, die 2de hoofstuk. Dit is wat God op ons verordeneer het. Halleluja. Die wat hy van tevore geken het, die het hy verordeneer om gelykvormig te word aan die beeld van sy seun. En nou antwoord Petrus daarop, dat hy sê hierdie woorde. 1 Petrus 2 vers 9. Maar julle is 'n uitverkore geslag. Wie? Die wat God van tevore geken het in Christus. In die uitverkiesing. Christus is die uitverkiesing.
Halleluja. Verordeneer om gelykvormig te word in die beeld van die Seun van God. Hulle wat mag ontvang het om kinders van God te word en te wees. Halleluja. Hulle word genoem, hier Petrus, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Halleluja. Dit meen, die wat geen volk was nie, het nou volk geword. As gevolg van wat? Halleluja. As gevolg in alles het plaasgevind uit een ding. Hoekom het ons dit alles geword? Nou wil ek gou gaan na Openbaring, die 5de hoofstuk, en dit vir u lees. Halleluja. Dit is waarom ons dit genoem word. Al die dinge wat ons al reeds gehoor het. En hy sê hierdie woorde in Openbaring 5 vers 9. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam, taal, volk, nasie. Halleluja. Halleluja. Hoor wat sê hy? Ek wil dit lees soos die skrif sê. Want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop. Dit meen, hierdie kinders is deur die bloed gekoop. Dit wat Petrus noem, uitverkore geslag, 'n heilige volk, 'n koninklike priesterdom, 'n volk as eiendom verkry. Hulle is duur gekoop deur die bloed van die lam. Dis al wat tel, is die bloed van Jesus. Daar is niks wat kan tel soos die bloed van die Here. Want deur sy bloed het hy ons losgekoop uit elke volk, nasie en taal. Halleluja. En hier is die wonder van hierdie saak. Nadat die Here alles gedoen het, uitverkore geslag, koninklike priester, heilige volk, 'n volk as eiendom verkry. En hier is twee dinge wat hy noem. Uitverkore. Kom ons gaan kyk 'n bietjie na die uitverkore. Want dit is so belangrik. Ek gaan 'n paar verse lees. Hy sê in Matteus 12 vers 18, kyk my knegt wat ek uitverkies het, my geliefde, in wie my siele welbehaag, ek sal my gees op hom lê, en hy sal aan die nasies die reg verkondig. Matteus 20 vers 16, so sal die wat laaste is, eerste wees, en die wat eerste is, laaste. Want baie is geroep, maar min is uitverkies. Hier is die belangrike ding. Baie is geroep, en ons sien dit reg oor die wêreld. Maar daar is min wat uitverkies is. En ek wil hê dat u moet ag gee hierop. Want dit wat Petrus sê, hierdie uitverkorenes, koninklike priesterdom, al daai, is uitverkies waaruit, uit al wat 'n volk, nasie, taal en stam is. Dit gaan nie net oor Israel nie. In die Nuwe Testament gaan dit oor stamme, volk, nasie en taal, want Christus het ons duur gekoop uit elke stam, volk, nasie en taal, deur sy bloed. Halleluja. En nou waar hy praat van min is uitverkies. Ons is weer by daai stadium, daar's baie geroep, maar daar's min uitverkies. En ons sien dit. Wat hy sê, die Matteus 24 vers 21, want dan sal daar 'n groot verdrukking wees, soos daar nooit van begin van die wêreld af was tot nou toe nie. En nooit weer sal wees nie. En ek wil net hier stil staan vir 'n oomblik. Sover die groot verdrukking aangaan. En dit is dat die groot verdrukking, met die groot verdrukking, in die groot verdrukking, voor die groot verdrukking gaan hierdie dinge gebeur wat ek volgende gaan lees. Hy sê Matteus 24, die 22ste vers, net die versie daarna. En as daardie dae nie verkort was nie, dit meen die dae van die groot verdrukking, sou geen vlees gered word nie, maar terwille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word. Terwille van wie?
uitverkorenes. Die uitverkorenes is hulle wat uitgekies is. Dit meen, die uitverkiestes sal in die groot verdrukking wees. Maar terwille van hulle sal daardie dae verkort word. Kom, ons gaan net verder. Hy praat hier so, ek het dit al reeds genoem, as baie Christene opstaan, valse profete ensovoorts. Hy sê, maar moet nie glo nie. Hy sê dan in Matteus 24 vers 24, hy sê, want daar sal valse Christus en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen, en as dit moontlik is, ook die uitverkorenes mislei. Wie is die uitverkorenes? Dit is wat Petrus hulle noem, uitverkore geslag, koninklike priesterdomme, heilige volk, 'n volk as eiendom verkry. Dit is die uitverkorenes wat in die groot verdrukking gaan wees. Halleluja. Dit meen, as ek moet vra, waar gaan die uitverkorenes hulle vind aan die einde van die dag? Waar? Die uitverkorenes, waar gaan jy hulle vind? In die groot verdrukking. Halleluja. En die Here Jesus sê in Matteus 24 vers 25, kyk, ek het dit vir julle vooruit gesê. Wat? Die Here het vir ons vooruit gesê, daar sal 'n groot verdrukking wees. En die Here het vir ons vooruit gesê, ek meen, die dae van die groot verdrukking sal verkort word ter wille van die uitverkorenes. En die Here het gesê, daar sal baie valse Christene opstaan, om as dit moontlik is, die uitverkorenes mislei. So waar gaan jy die uitverkorenes vind? Binne in die groot verdrukking. Halleluja. Hy sê in Markus 13 vers 20, en as die Here die dae nie verkort nie, sou geen vlees gered het, maar terwille van die uitverkorenes wat hy uitverkies het, het hy die dae verkort. Dit meen, ons is uitverkore, uitverkieste, uitverkorenes. Halleluja. Johannes 15 vers 16. Hy sê, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies. En julle aangestel om vrug te dra, en dat julle vrug kan dra, sodat julle die Vader ook sodat wat julle die Vader in my naam vra, hy julle dit gee. Nou gaan hy verder, Johannes 15 vers 19, as julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief gehad het, maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld verkies het, daarom haat die wêreld. Dit meen, God die Here roep ons, en die wat gehoorsaam bly aan die woord van God, halleluja, word deel van hulle wat uitverkies is, en wat moet ons nou doen? Vele vrug dra. Dit meen, die Here kies ons uit die wêreld. Uit waar die wêreld kies die Here ons? Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Dit meen, die wêreld wat God het, nie Israel nie, die wêreld, nasies, volke, talle en stamme wat gered sal word deur die bloed van die lam. Die Here Jesus kies hulle uit die wêreld uit. Hy roep. Want as jy nie geroep word nie, sal jy nooit as 'n uitverkiesde kan staan. Dit meen, die Here roep ons uit die wêreld. En ek wil net vir u vra, al julle heidense nasies, het die Here, almal van julle wat gered is as heidene, het die Here uit die wêreld uitverkies, geroep en uitverkies, het hy. Is jy nou 'n uitverkorene? Halleluja. Prys die Here. En hy gaan verder en hy sê die woorde 1 Korintiërs 1 vers 28. En wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies om wat niks is nie, en wat niks is nie, om dit wat iets is tot niet te maak. Halleluja. Nou sê hy in Efesiërs 1 vers 4, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld. Ek het dit nou genoem. Ons is alreeds voor die grondlegging van die wêreld uitverkies in Christus. Dit meen, die uitverkiesing kom al van voor die grondlegging van die wêreld. En daarom het God ons verordineer, die wat hy van tevore geken het, om gelykvormig te word aan die beeld van sy seun, sodat ons die beeld van sy seun in hierdie wêreld sal dra. Halleluja.
Hy sê, uitverkies voor die grondlegging van die wêreld. Dis baie interessant. Wie het hy uitverkies? Uit elke stam, volk, nasie en taal van hierdie wêreld, wat duur gekoop is deur sy bloed, het God uitverkies voor die grondlegging van die wêreld. Halleluja. Om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Broeders, luister, my geliefde broeders. Het God nie die armes van hierdie wêreld uitverkies as rykes in die geloof nie. Die armes van hierdie wêreld uitverkies. Dit meen die armes van hierdie wêreld noem hy eintlik uitverkorenes. Want as die arme die saligheid ontvang, broer, dan bly hy by die saligheid, hy bly by die waarheid. As die ryke die saligheid ontvang, dan bepaal hy alles deur sy rykdom. Die arme het nie geld om die saligheid te bepaal deur sy rykdom nie. En dit is waarom al hierdie leuns verkondig word. Waarom is die wegraping teorie daar? Want dit pas die rykes. Dit pas die mense wat hulle eie lewe lief het. Dit pas die rykes wat ek meen die mense wat nie hulle lewe vir Christus wil gee nie. Nee, hulle mag niks oorkom nie. Daarom is hulle ook die bruid. Nee, niks nie. Halleluja. Ek wil vandag vir jou sê. As jy roem jy's 'n uitverkiesde of 'n uitverkorene, weet jy waar gaan jy jouself vind? Binne in die groot verdrukking. Halleluja. Prys die Here, want hierdie skrifte is vir my mooi. Dan kom hy, is baie mooi, die dag as die Here kom, dan gaan die nasies optrek na Jerusalem toe, en gaan oorlog voer, en hier is 'n interessante ding, die oorlog wat gevoer gaan word, gaan die Here met sy mond voer. Dit meen, hy gaan hulle net tot niet maak. Maar hy sê in Romeine, Openbaring 17 vers 14, en hulle sal teen die lam oorlog voer, en die lam sal hulle oorwin, want hy is die Here van die Here, en die koning van die konings, en die wat saam met hom is, geroepe, uitverkore, en getroue. Geroepe, uitverkore en getroue. Nou, die geroepe, die uitverkorene en die wat getrou is, die Here het vir hulle gesê, in hierdie wêreld sal jy hulle verdrukking hê. En ons Paulus sê, Petrus sê in Handelinge, ons sal deur baie verdrukkinge in die koninkryk van die hemel ingaan. Ek wil vandag vir jou sê, moet jouself nie blaf nie. Jy gaan nêrens heen nie. As jy 'n geroepe, uitverkorene en 'n getroue een is, sal jy, as jy lank genoeg lewe, sal jy in die groot verdrukking gevind word. Dis nie my woorde nie, dis die woorde van die Here Jesus. Halleluja. En dan sê hy, en dis baie mooi, Matteus 24 vers 31, en hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluide, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die 4 windstreke, van die een einde van die hemel af tot die ander einde daarvan. Sy uitverkorenes, wie is hulle? Israel? Nee! Ek het op 'n tyd dit ook so verstaan, dis net hierdie eerste gedeelte is net vir Israel, en dit is nie. Waar hy praat van uitverkorenes by die wederkoms, stryd dit in volke, stamme, nasies en tale, almal wat hier gekoop is deur die bloed van die lam. Halleluja. Hulle is die uitverkorenes. Hy sal hulle versamel. Dan is hier 'n interessante ding. Hy sê in Lukas 18 vers 7, sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep nie? Al is hy ook lankmoedig in hulle geval. Weet jy wat roep die uitverkorenes vandag uit? Kom, Here Jesus, kom. Nou, ek meen, jy hoor dit. Selfs hierdie valses wat in 'n wegraping voor die verdrukking glo. Hulle sê die Here kan enige oomblik kom, die Here kan enige oomblik kom. Ek wil vir jou sê, hy kan nie enige oomblik kom nie, want hy kan eers kom na die groot verdrukking. En die uitverkorenes sal in hierdie groot verdrukking wees. En weet jy wat, wanneer hulle in hierdie groot verdrukking is, sal hulle nog steeds uitroep, halleluja, dag en dag roep na die Here. Al is hy lankmoedig, dis waar die lankmoedigheid in God inkom. Die uitverkorenes wat in die verdrukking gaan wees, groot verdrukking,
Hulle sal uitroep, maar God sal lankmoedig wees in hulle geval. En Petrus verklaar het. Hy sê, en ag die lankmoedigheid van ons Here as saligheid, soos ons geliefde broer Paulus ook met wysheid wat aan hom gees aan julle geskrywe het. Die Here vertraag nie die belofte van sy wederkoms in sommige dit vertraging ag nie, want hy is lankmoedig en wil nie hê dat sommige van ons vergaan nie. Ons die uitverkorenes, geroepe uitverkorenes, getroues, dat ons nie vergaan nie. Dis waarom ek die lankmoedigheid daar gesit het. Al gaan ons deur die groot verdrukking, ons sal daar gesuiwer word, geheilig word, sodat ons eendag in die koninkryk van die hemel sal kan ingaan, as oorwinnaars. Halleluja. Nou, hier is 'n interessante iets. Paulus sê hierdie mooi woorde, Kolossense 3 vers 12, beklee julle dan soos uitverkorenes van God, heiliges, geliefdes, met innerlike ontferming, nederigheid, sagmoedigheid, amen. Hy sê 2 Timoteus 2 vers 12, daarom verdra ek alles ter wille van die uitverkorenes. Paulus sê aan Timoteus, die eerste hoof, Titus 1 vers 1, Paulus 'n diensnig en 'n apostel van Christus, volgens die geloof van die uitverkorenes van God. Halleluja. Nou hier is 'n interessante ding. Hierdie uitverkorenes, wie is hulle werklik? Kan ek dit vir u gee? O, prys die Here. Hy sê in Openbaring 5 vers 9, gaan dit weer lees. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam, volk, nasie en taal. As ons, dis die mens wat versies gesit het. Maar kom ons lees vers 9 en 10 saam. En het ons konings en priesters vir ons God gemaak, en ons sal as konings heers op die aarde heers. Halleluja. Dier gekoop uit elke stam, volk, nasie, taal. Halleluja, is dit so? En almal wat hy dier gekoop het, uit elke stam, volk, nasie en taal, nou, sê die woord, en het ons konings en priesters vir ons God gemaak. Halleluja. Uit wat? Uit elke stam, volk, nasie en taal. En ons sal as konings heers op die aarde. Nou ons weet in die 1000 jaar van vrede sal ons as konings heers. Halleluja. Nou kom die volgende vraag. Nou, waar vind hierdie uitverkore geslag, hierdie koninklike priesterdomme? En hoor wat sê die woord. Ons is weer by die bloed. Openbaring 7 vers 13. Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesê, hulle wat bekleed is met wit klere, wie is hulle en waar vandaan kom hulle? Waar noem hy hierdie mense? Nou gaan ons na die 9de vers in Openbaring 7. As jy na hierdie dinge het ek gesien, en daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale. Nou waar kom hulle vandaan? Hierdie groot skare wat niemand kan tel nie, of die groot menigte? Waar kom hulle vandaan? Uit elke stam, nasie, volk en taal, wat dier gekoop is deur die bloed van die lam, en is konings en priesters gemaak vir die Here Jesus se God en sy Vader. Dit meen dat die wat dier gekoop is uit elke stam, volk, hulle is konings en priesters. En nou moet die volgende reg verstaan. Konings en priesters, dier gekoop deur die bloed, 'n ontelbare skare. Halleluja. En hulle het gestaan voor die troon en voor die lam, bekleed met wit klere met palmtakke. En toe vra hy, halleluja,
Hulle wat bekleed is in wit klere. Dit meen hierdie wat hier staan, die Bybel sê dit net verder, aan hulle is wit klere gegee. Nou, hy sê dit, hulle het gestaan voor die troon en voor die lam, bekleed met wit klere en met palmtakke. Hy sê, hulle wat bekleed is met wit klere, wie is hulle en waar vandaan kom hulle? Halleluja. Hulle kom heel eers deur die bloed, want hulle is die gekoop deur die bloed, uit elke stam, volk, nasie en taal, en hulle is konings en priesters gemaak. Nou, wie is hulle? Waar vandaan kom hulle? En hy sê hierdie woorde verder. Openbaring 7 vers 14. En ek sê vir hom, my Heer, u weet dit. Dit meen, u weet waar kom hulle vandaan. En hy sê vir my, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom. Nou, as hier praat hy van die groot verdrukking, en die Here Jesus praat van die groot verdrukking, daar sal 'n groot verdrukking kom. Halleluja. En daarin sê hy, as het moontlik was, sou die uitverkorene mislei word. Die uitverkorenes, wat deur die bloed gekom het, wat, hulle is nie net uitverkore, hulle is geroep, hulle is uitverkore en hulle is getrou. Halleluja. Hulle is konings en priesters. Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom. En hulle het hulle klere gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam. So wat hier gebeur, dat die uitverkiestes, die uitverkorenes, hierdie volk, koninklike priesterdom, wat deur die bloed, die gekoop is deur die bloed van die lam, wat konings en priesters geword het, hulle sal in die groot verdrukking, hulle klere was en hulle klere wit maak in die bloed van die lam. As jy eendag met 'n wit kleed daar wil staan voor die Here, beter jy sorg dat jou kleed hier wit bly. Halleluja. Jy het hom nie nou aan nie. Jou kleed wag vir jou in die hemel. Hy hang daar so. Jy moet sorg dat hy wit bly. Halleluja. En hier in die verdrukking het die uitverkorenes, diergekoop deur die bloed van die lam, konings en priesters is. Hulle klere rein gewas in die bloed van die lam. En hier is die wonderlikheid van die saak. Omdat hulle die bloed van die lam gebruik het, sê die woord, Openbaring 12 vers 11, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle tot die dood hulle lewe nie lief gehad nie. Hier is vir jou 'n waarskuwing. As jy jou lewe lief het, wil jy wegraping nie. As jy jou lewe nie lief het nie, stel jy nie belang aan die wegraping nie. Jy wil eerder, as 'n koning en as 'n priester, 'n uitverkorene, in die groot verdrukking gevind word, waar jy jou klere kan wit was en rein hou deur die bloed van die lam. Halleluja. Waarom is dit so belangrik? Ek wil gou dit vir u lees. Halleluja. In die Openbaring sê hierdie mooi woorde. Openbaring 17 vers 14. Hulle het teen die lam oorlog gevoer en die lam het hulle oorwin. Dit is die geroepe uitverkore getrou is. Konings en priesters gemaak. Kom ons kyk net wat sê alles. Ons het gelees kom ons lees dit Openbaring 1 vers 6. En ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader. Aan hom kom die heerlikheid toe tot in alle ewigheid. En ons het gelees en ons konings en priesters gemaak. En dan kom hy in die 20ste hoofstuk van Openbaring, salig, die 6de vers, salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding, oor hulle die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters en konings van Christus wees, en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lang. Halleluja. Wat sal hulle wees? Maar hulle sal priesters van God en van Christus wees. En hulle sal saam met hom as konings heers 1000 jaar lang. Dit meen, die konings en die priesters, hierdie uitverkore geslag, die heilige koninklike priesterdom, vind ons in die groot verdrukking. En omdat hulle sal oorwin, sal hulle in die 1000 jaar van vrede as priesters en konings
saam met Christus regeer. Priesters van God en van Christus en saam met hom regeer. Halleluja. En wanneer ons kyk na al hierdie skrifte, ek wil net gou 'n paar skrifte lees, want dit is vir my so wonderbaar. Halleluja. Hoor wat gaan gebeur. Openbaring 14 vers 9. En 'n derde engel het hulle gevolg en met 'n groot stem gesê: As iemand die dier en sy beeld aanbid en die merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, 10de vers, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongeskimp in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele voor die lam. 14 vers 11. En die rook van hulle pyniging gaan op tot in ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie. Hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk ontvang. Nou gaan hy verder en hy sê, 15 vers 2. En ek het gesien iets soos 'n see van glas, gemeng met vuur, en die oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken en oor sy getal van sy naam, het ek by die see van glas sien staan met die sieters van God. Die oorwinnaars oor die dier. Ek wil net hê jy moet dit weet. As jy nie in die groot verdrukking beland nie, kan jy die dier nooit oorwin nie. Dit meen, as jy met 'n wegraping voor die tyd weggaan, dan het jy geen deel aan die oorwinnaars oor die dier. Kan ek dit weer vir jou sê? As jy met 'n wegraping weggaan, het jy geen deel nie. Dit meen, jy sny jou af van die volgende. Dat God het jou verordeneer om gelykvormig te word aan die beeld van sy seun. Want hy sê op een plek, as ons dan saam met Christus verheerlik wil word, dan moet ons ook saam met hom lei as kinders van God. Jy sny jou af. Halleluja. Om deur die bloed waarvan jy vrygekoop is, sny jou af daarvan dat jy 'n koning en 'n priester kan wees, wat Christus ons gemaak het. En net die uitverkorenes sal deel van dit wees. Jy sny jouself af van hierdie uitverkore heilige volk, koninklike priesterdom. Jy sny jouself af met 'n wegraping voor die verdrukking. Halleluja. So wat nou gaan gebeur? Jy sal nooit die voorreg hê om die krag van die bloed te smaak, om te sien hoe dat jy deur die bloed, halleluja, die dier, sy beeld, sy naam, sy getal en sy nommer, hoe jy dit alles kan oorwin. Jy sal dit nooit smaak nie. En as jy dit nie smaak nie, en jy beleef dit nie, hoor wat ek vandag vir jou sê, dan word jy nie ingesluit in hulle, wat vir 1000 jaar as konings en priesters gaan regeer op hierdie aarde nie. Dit meen, al word jy weggeneem, soos jy sê, en jy is die bruid en jy gaan 'n huwelik in die hemel woon. Al kom jy terug, weet jy waar gaan jy staan? As 'n verloorder. Maar omdat ons weet, wegraping, huwelik, jy is die bruid en huwelik in die hemel ensovoorts, dit bestaan nie. Dis waarom die Here gesê het, ek sê hierdie dinge vir julle vooruit. As die groot verdrukking kom, dan gaan hierdie dinge met julle gebeur. As dit moontlik is, sal die uitverkorenes mislei word. En weet jy wat, met hierdie wegraping, het dit moontlik geraak dat die uitverkorenes mislei kan word. Oh, halleluja. Halleluja. Prys die naam van die Here. Ek wil net gou verder lees, want dit was vir my baie mooi. Halleluja. Net al die verse gou kan kry. Glory. Maar dit is baie duidelik dat die woord van die Here dit vir ons uiteensit, dat
al hierdie dinge wat gaan kom, wat gaan gebeur met die mense wat die dier en sy merk oorwin het. Met wanneer ons gaan kyk in Openbaring, hy sê dit hierso baie mooi ook, en wanneer ons kom by Openbaring, by die 7 briewe. 7 briewe. Aan die eerste brief aan hom wat oorwin. Aan die tweede brief aan hom wat oorwin. Nou, dan gaan hy verder, die wat oorwin. Aan hom wat oorwin. En so gaan hy af, aan hom wat oorwin. Wie oorwin? Wie oorwin? Aan hom wat oorwin. Halleluja. En dit meen, die Here maak dit baie duidelik vir ons, dat ons moet en ons sal oorwin. Waar? In die groot verdrukking. Nie op 'n ander plek nie, maar wel in die groot verdrukking. Halleluja. Prys die Here. Halleluja. Die woord praat daarvan dat die dier sal selfs tekens en wonders en kragtige dade ensovoorts doen, en hy sal baie mense daarmee mislei. Nou sê die woord van die Here, ek wil dit net gou lees in Openbaring 22, is hier so Openbaring 20, hy sê, hoor wat sê hy, Openbaring 20 vanaf die 3de vers, of ons lees die 4de vers, hy sê, en ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee. Aan wie? Die trone. Wie is die trone? Is die 24 ouderlinge. Wie is die 24 ouderlinge? Ek weet dat hulle kom uit die 12 stamme en uit die 12 apostels. Dit is die 24 ouderlinge. En aan hulle is oordeel gegee. En hierdie is vir my interessant dat aan hulle oordeel gegee is. En hy sê verder, hy sê, en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God. En die wat die dier, jy moet nou baie mooi luister, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid nie, ek wil net dit weer sê, hierdie het niks met Israel te doen nie. Israel sal nie in die groot verdrukking wees. Hy gaan daar wees. Want die woord praat daarvan. Die 2 getuies sal daar wees. Die tempel, Jerusalem, sy voorhof sal gemeet word, ensovoorts, en dan sal oorlog in Jerusalem wees. Wanneer? In die 7 jaar van verdrukking. Dit meen Israel gaan daar wees. Die uitverkore volk van God gaan daar wees. Die dier gaan daar wees. Valse profeet gaan daar wees. Die konings met hulle leermagte wat die hele wêreld gaan omkrap, gaan daar wees. Die valse profeet gaan daar wees. Die beeld gaan gemaak word, ensovoorts. Maar die uitverkore volk gaan daar wees. Van hulle gaan gedood word. Halleluja. Hy sê, en die merk op hulle voorhoofde en op hulle hand nie ontvang het nie. En hulle het geleef en as konings regeer saam met Christus die 1000 jaar lang. Halleluja. Dit meen die wat nie die merk van die dier ontvang het, sy beeld aanbid nie, ensovoorts. Hulle sal leef en hulle sal regeer vir 1000 jaar lang. So as jy nie deur die verdrukking wil gaan nie, gaan jy nooit hierdie dinge beleef na die wederkoms nie. Jy sal nooit in die 1000 jaar van vrede kan regeer as 'n koning nie. En jy kan nie as priester en koning van die God en die Here Jesus sal jy kan optree en as koning regeer saam met die Here Jesus nie. Nie in die 1000 jaar nie. So almal wat met die wegrapping wil weggaan, julle is uit. Kan ek dit weer vir jou sê? Jy is uit. En om te dink jy toegelaat dat 'n valse leerstelling jou uit al hierdie wonderlike dinge uithaal. Halleluja. Hoe laat sê hy verder? Hy sê die ander dode het nie herleef totdat die 1000 jaar voleindig was. Dit is die eerste opstanding. Dit meen, die eerste opstanding is hulle wat gedood is vir Christus, wat opgestaan het, halleluja, en hulle sal regeer as konings, maar die ander sal nie herleef nie. Hy sê, salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar
hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom as konings 1000 jaar regeer. Halleluja. En ek wil nou vandag vir u iets sê, wat geen prediker nog ooit werklik gesê het nie. Die 5de seël, kom ons lees, die 5de seël, die 9de vers. Ek wil net vir u sê, alles in Openbaring val onder die 7 seëls. Alles val onder die 7 seëls. Uit die 7 seëls kom die 7 basyne, uit die basyne kom die plaag. Ek meen, alles werk, God is 'n God van orde. En alles werk volgens sy raadsbesluite. Die 5de seël, hoor wat sê hy van die 5de seël. Hy sê, en toe hy die 5de seël oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van hulle wat gedood is ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehaat het. Waar vind ons hierdie siele? Onder die altaar. En waar vind ons hulle? Openbaring 7. Halleluja. Die 9de vers. Groot menigte. Het elke stam, volk, nasie en tale. Jy moet mooi kyk. Die 5de seël praat van hierdie getal mense. In die 7de hoofstuk vanaf die 9de vers. Halleluja. 10de. En hulle het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, waarin? Die wat onder die troon is, die wat wit klere aan het, die wat ek kom, die gekoop het elke volk, nasie en tale. Hulle het met 'n groot stem uitgeroep, hoe lank, o heilige en waaragtige Heerser, oordeel en wreek u ons bloed op die bewoners van die aarde nie? Ek wil nou vandag vir iets sê. Die groot verdrukking, Paulus sê dit, God sal verdrukking toebedeel aan hulle wat ons verdruk het. Die groot verdrukking is vir die wêreld. Dis waarom hierdie wat onder die troon is, hulle sal in die groot verdrukking uitroep. Halleluja. Hoe lank, o heilige waaragtige Heerser, oordeel en wreek u ons bloed op die bewoners van die aarde. In die groot verdrukking gaan die Here die bloed van die heiliges en die profete wreek op hierdie aarde. Hoe lang kom dit al aan? Dit kom al uit die Ou Testament, die profete en al hierdie mense, en dit kom in die Nuwe Testament. Al die verdrukkinge, die Spaanse Inquisisie, waar miljoene Christene doodgemaak is, dit bloed gevloei het. Die Here gaan in die groot verdrukking hulle bloed wreek. En dis waarom die bloedgewastes sal uitroep onder die altaar. Hoe lank? O, halleluja. Die groot verdrukking is nie vir ons nie. Die groot verdrukking is vir ons om die dier te oorwin en sy merk te oorwin en sy beeld te oorwin. Halleluja. As uitverkorenes, as die gesalfdes, halleluja. As hulle wat konings en priesters gemaak is deur die bloed van die lam. Hulle moet in die groot verdrukking ingaan om hierdie dier en die valse profeet te oorwin. Waardeur? Deur die bloed. Terwyl God ons bloed wreek op die bewoners van die aarde in die groot verdrukking. Toe die Here die Egiptenare wreek, omdat hulle die Israeliete so laat arbeid het, hulle geslaan het en van hulle doodgemaak het. Gebruik toe die Here hulle die Israelitiese bloed wreek. Toe kom die een van die 10 plaag oor Israel nie. En die laaste plaag, toe die eerstgeborene sterwe, toe wreek God eintlik werklik die bloed van die Israeliete op die Egiptenare. Toe sterwe die eerstelinge. En wat was die behoud van die Israeliete? Die bloed aan die kusyne. Dit meen, die bloed het Israel laat oorwin. En net so sal die bloed ons laat oorwin in die groot verdrukking. O, halleluja. Hoor wat sê hy verder? Hoe lank, o heilige en waaragtige Heerser, oordeel en wreek u ons bloed nie op die bewoners van die aarde nie. Dit gaan 7 jaar lang duur, behalwe as die langmoedigheid van God nog talm. Want ek sê in Daniël, en daar sal verlenging van dae aan die dier gegee word. Dit meen, dit kan langer as 7 jaar wees.
onder die langmoedigheid van God. En waarom sal dit langer wees? Omdat God langmoedig oor ons is. Dat die Here wil hê dat een van ons uitverkorenes, bloedgewastes uit elke stam, volk, nasie en taal, wat konings en priesters gemaak is, halleluja, kind van God is, wat die dier in sy beeld moet oorwin, dat nie een van ons miskien verlore gaan nie, maar dat ons allemaal gered kan word. En dit sal plaasvind in die groot verdrukking. Oh, halleluja. En aan elkeen van hulle is wit klere gegee. Wie is hulle wat in wit klere staan? En jy vraag dit, wie is hulle wat in wit klere? Waar kom hulle vandaan? En hier noem hy hulle, in die 5de seel word wit klere alreeds genoem, halleluja. Daar's nie hierdie groepie en dan weer 'n groepie, dis alles in een. Die Bybel is so geskryf dat die seels by mekaar is, en dan kom die basyne en die trompette kom, en net so die 3 weë kom. Elke ding het sy orde in die woord van God. En hierdie 5de seel is hulle wat in die 7de hoofstuk van die 9de vers ook is. Halleluja. Hy sê, en aan hulle is gesê, dat hulle nog 'n klein tydjie moes rus, totdat ook hulle medediensnigte en hulle broeders wat nog gedood sou word, voltallig is. Halleluja. Dis eintlik nie voltallig nie, totdat dit vervul is. Engelse Bybel sê dit eintlik baie mooi. Wat vervul is? Die woord van God, wat oor ons uitgespreek is, die wat in ons wat in die verdrukking sal wees, en die wêreld wat verdruk sal word, en die wat nog gedood moet word, waar in die groot verdrukking, totdat die woord van God in vervulling kom. Nog 'n klein tydjie, wag nog, julle wat al reeds daar is, wag vir ons moet nog deur die groot verdrukking gaan. En ek het gesien, toe hy die 6de seel oopmaak, nou dit is interessant, die 6de seel is die wederkoms van Christus. 5de seel is die groot verdrukking. 6de seel is die wederkoms van Christus, jy kan dit maar gaan lees. Nou, so wat gebeur in die 5de seel? Ons is konings en priesters, en ons gaan die groot verdrukking in, as konings en priesters, uitverkore, bloedgewaste, elke stam, volk, nasie en taal. Dit sluit die Israeliete ook in wat tot bekering kom. Halleluja. Wat kinders van God is. Dit meen as 2 dinge, wat in God se raadsbesluit is, wat met ons plaasvind. Julle eersteens word kind van God. Tweede, as ek dit so kan, tweede en derde, ons word konings en priesters gemaak. Ek wil hê jy moet uit hierdie woord van God vir my wys. Waar het God jou ooit 'n bruid van Christus gemaak? Wil hê jy moet dit doen. Verwys dit vir my. Moenie vir my sê ja, ons is die bruid nie. En jy kan nie vir my 'n vers wys dat God ons as die uitverkorene heiliges, koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n heilige geslag, volk as eiendom verkry, ensovoorts. Wys vir my een plek waar hy ons bruid gemaak het. Glo hierdie leuen. Glo die leuen van die wegraap. En jy gaan die ewigheid mis. As jy nie bereid is om nou al te sê, Here, ek offer alles. Ek wil my lewe nie meer lief hê. Ek sal my lewe vir die Here gee. Hierdie valse verwagting van 'n wegraap gaan jou duur te staan kom. Ek wil eerder in die verdrukking ingaan as koning en as priester. Sodat ek deur die bloed, want ek is priester, ek kan met die bloed werk. Die bloed is daar. En dit is daarom waarom hierdie menigte
Halleluja, elke stamvolk, nasie en taal wat hier gekom is deur die bloed van die lam, waarom konings en priesters gemaak het. My broer en my suster, dit is waarom hulle sal oorwin, oor die dier, oor sy merk. As jy doodgemaak word in die groot verdrukking, dan het jy oorwin. Verstaan dit. Die 3 Hebreëse seuns het nie die vuuroond oorwin buite die vuuroond nie. Nee, hulle het die vuuroond oorwin binne in die vuuroond. Noag hulle het nie die sonvloed vrygespring en oorwin. Halleluja. Deur weggeneem te word nie. Hulle het oorwin in die oordeel van die sonvloed binne die ark. Ons is in Christus. Waarom sal hy nie vir ons die oorwinning gee nie? Halleluja. Al maak hulle dood. Vir hierdie wêreld gaan dit 'n verskriklike tyd wees. Dit gaan onmenslik wees. En ek wil hê mooi oplet. Die Here praat nie van 'n vervolging nie, ter wille van hom nie. Ons sal vervolg. Hierdie groot verdrukking is nie 'n vervolging. Dit is 'n verdrukking wat die Here God oor die wêreld gaan bring. Om te kyk dat of die wat die evangelie gehoor het. Hy sê wat die koninkryk, die evangelie van die koninkryk sal aan die hele wêreld verkondig word. Dan sal dit die einde wees. Die hele wêreld ken hierdie evangelie al. Ek ken nie om waar hy vandaan kom. Hulle weet almal. Die moslems geloof weet van die woord van God. Hulle weet van Christus. Halleluja. En so kan jy dit noem. Die kommunistiese wêreld weet van Christus. Weet van die saligheid. Hulle weet van die woord van God. Waarom staan hulle so teen die woord op? Dis omdat hulle weet hulle is verlore. Halleluja. Hulle weet. En hy sê, en ek, omdat jy die woord van my leidsaamheid bewaar het, sal ek jou bewaar in die uur van beproewing. God gaan die hele wêreld op die proef stel, om te kyk of hulle na sy woord geluister het. Maar hy gaan hulle op proef stel deur 'n verdrukking. Ons sal in die verdrukking vry rondloop. Al wat ons in die gesig staar, is wanneer die valse profeet gaan opstaan. En hy gaan ons doodmaak, omdat ons die beeld nie aanbid nie. Hy gaan ons nie doodmaak, om ons nie 'n merk het nie. Want hy weet, as ons nie die merk het, hy kan ons nie koop of verkoop nie. Halleluja. Maar daar is 'n God van Elia, wat deur kraai kan stuur, om vir my kos te gee. Dink jy nie God wil al die wonders en dinge van die verlede, dis waarom Paulus sê, hierdie dinge is opgeskrywe, en is voorbeelde, vir ons, wat wys op die einde van die tyd. Halleluja. Dit meen alles wat Elia oorgekom het, die wonders. Ek weet wat die volk Israel oorgekom het in die woestyn, die wonders, halleluja, in Egipte, ensovoorts. Ons sal dit alles smaak. Waarom moet ek vrees vir 'n groot verdrukking? Dis waarom ek gesê het, die mense wat julle bang maak vir 'n groot verdrukking, is gebore uit die put van die hel. Dis omdat hulle self vrees. Omdat hulle self nie seker is van hulle saligheid nie. Omdat hulle self nie op die plek gekom het waarin hulle lewe oorgee, sê Here, as ek nou moet ingaan in die groot verdrukking, dan sterwe ek vir U, maak nie saak. Ek moet nie dink die regverdiges gaan weggeramp word, of die heiliges nie. Wanneer? Die uitverkorenes, die uitverkiestes, koninklike priester, uitverkore volk, 'n heilige volk, volk as eiendom verkry. Hulle is uitverkore. En hulle sal in die groot verdrukking wees, sodat hulle as konings en priesters eendag kan regeer. Hulle gaan klaar in die groot verdrukking as konings en priesters regeer. Hulle gaan die bloed gebruik en hulle gaan oorwin deur die bloed van die lam. Halleluja. Wanneer jy al hierdie skrifte by mekaar sien, besef net een ding, die Here Jesus sê, hy sê die woord kan nie gebreek word nie. En hierdie wegraping teorie, ons is die bruid ensovoorts, het die woord gebreek,
hier 'n vers getrek, daar 'n vers getrek, daar 'n vers, daar 'n vers. En dan hardloop hulle Ou Testament toe met 'n wegraping, met 'n wegraping. Ek wil vandag vir u sê, die woord wegraping beteken by God niks. Absoluut niks. Die Here God het dit nie eens in die Nuwe Testament ingebring, daardie woord. Hy het net wegvoer, wegneem het hy ingebring. Nie die woord wegraping nie, want die wegraping of wegruk beteken God ruk die sondaars weg. Halleluja. Hy ruk hulle siele van hierdie aarde weg, van diere, mense en almal. En God vergelyk nie sy kinders met dit nie. Dis waarom hy praat van wegvoer, nie van 'n wegraping nie. Maar hierdie mense kom en hulle vergelyk ons met diere en mense wat goddeloos is, wat weggeruk is. Ons sal weggevoer word om tegemoet in die lig op wolke. Halleluja. Prys die Here. Die dag as hy kom, maar voor dit, die beste tyd vir die volk van God lê voor, met die verdrukking. Die beste tyd. Noag, hulle het God se uitkoms gesmaak. Die 3 Hebreëse seun het God se uitkoms gesmaak. En net so kan jy aanhaal. Henog het God se uitkoms gesmaak. Halleluja. Hoe? Hy is wel weggeneem. Maar wie sê vir jou, Henog is nie een van die 2 getuienis nie. Want dit is vir die mens bestemd om eenmaal te sterwe, daarna die oordeel. Henog moet terugkom om te sterwe. Elia het teruggekom om te sterwe in die vorm van Elia, Johannes die Doper. Halleluja. Wie die tweede een gaan wees van die getuies. Kom maar sê ek nou vir u. Die volk Israel was in die woestyn. Weet jy wie het deur verdrukking gegaan in die woestyn? Moses, Caleb, Joshua, die manne wat vasgehou het aan die Here en die vrou wat vasgeruk. Hulle was verdruk deur die volk. Het die Here hulle weggeneem nie? Hy het homself deur hulle geopenbaar. En die druk was so geweldig over Moses, toe die Here vir hom sê, praat met die rots. Nou, uit radeloosheid, met die volk wat so murmureer en kla, en die volk wat die hele tyd op hom aanval, toe slaan hy die rots. En toe hy die rots slaan, toe ontneem die volk Israel hom daarvan, om die beloofde land in te gaan, die land Kanaan. Dit was aards gewees. En weet jy wat? Dis presies wat nou gebeur. Die kerk is besig om die kinders van God te verdruk. Op 'n baie mooi en slinkse manier. En hierdie wegraping teorie is om by te voeg tot julle verdruk. En nou wil julle dit ontvlug. Julle gaan dit nie ontvlug nie. Jy kan hierdie boodskap opskryf van vandag. En jy kan sê, hy Flippie Gerber het dit gesê daai dag. In die ewigheid sal dit wat ek vandag vir julle gesê bevestig word. In die groot verdrukking sal dit daar reeds bevestig word. Ek wil weer vir julle sê, julle gaan nergens heen. Dis waarom die Here gebid het. Die Here het geweet. Hy het gesê, hierdie wêreld sal jou verdrukking hê. En hy het gevra, Vader, vra nie dat jy die wêreld wegneem nie. Hoekom? As jy hulle wegneem, wie gaan die dier en sy beeld en sy naam en sy getal ensovoorts oorwin? Wie gaan by die see van glas staan met die siekers van God? Wie gaan saam met my regeer as konings en priesters as u julle uit die wêreld wegneem? Dink jy die Here stel daarin belang om vir julle weg te neem, om ons te kom haal en weg te neem uit hierdie wêreld? Dink jy vir een oomblik, dis in God se raadsbesluite? O nee, God soek 'n Dawid wat kan opstaan en sê, wie is hierdie onbesnede Filistyn? Waarom kan jy en ek nie opstaan en sê, wie is hierdie onbesnede antichrist? Halleluja! Ek sal hom oorwin deur die bloed van die lam. Dawid het gesê,
Die Here, God van die leerskare, hy sal jou vandag in my hande gee. En in die dag van die groot verdrukking sal die Here die antichrist en die valse profeet in ons hande gee. Deur wat? Deur die bloed van die lam en die woord van ons getuienis. Wie is die woord van ons getuienis? Jesus Christus, hy getuig dan van Genesis, getuig hy al die tyd vir ons. Dit is die uitkoms. Waar is Johannes wat op Patmos was? Gooi hom in 'n pot olie, te dink hy gaan dood, halleluja. O nee, Johannes klim met hierdie olie, en hy gaan aan, hy verkondig die evangelie. Hy is almal bevrees oor dit wat gaan kom oor die wêreld. Hy sê, moenie hom vrees wat die liggaam doodmaak, maar vrees hom wat die liggaam sowel as die siel in die hel kan werk. En ek wil vir jou sê, as jy God vrees, sal jy afstand doen van 'n wegraping voor die verdrukking dat jy die bruid is. En jy sal sê, Here, ek gee nou nie om. Dat kom wat wil, in u naam sal ek nie buig nie. Here, en ek wil 'n Dawid wees. Hoe sê hy een plek? Hy sê, praat van die dier. Hy sê, wie is soos die dier en wie sal teen hom kan oorlog voer? Weet jy wat sy uitdaging? 'n Uitdaging aan die Here Jesus, 'n uitdaging aan die Heilige Gees, 'n uitdaging aan God. Wie kan teen hom oorlog voer? Weet jy wie? Die uitverkore, heilige, koninklike priesterdom, heilige volk, al volk as eiendom verkry, die uitverkorenes, halleluja, wat nie mislei kan word nie, wat konings en priesters is, wat God gemaak is, hulle sal hom in die groot verdrukking oorwin, deur die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis. Hulle sal optree as priesters en konings in die groot verdrukking. Verstaan tog net God se woord. Moenie mislei word nie. Ek sê dit altyd. As ek lank genoeg lewe, sal ek jou in die groot verdrukking sien. Halleluja. As jy dink, jy is reg om met 'n wegraping weg te gaan, wil ek vir jou sê, almal wat glo en nie aan 'n wegraping glo, hulle is meer reg as jy. Want wat 'n teleurstelling as jy dag vind, jy's nou in die 7 jaar van verdrukking onder die regering van die antichrist en die wegraping het nog nooit plaasgevind nie. Jy gaan verward wees. Jy gaan net roep, wat moet ek doen? Ons wat nie glo in 'n wegraping, ons berei ons voor vir die groot verdrukking. En die woord gee vir ons genoeg kennis hoe om ons voor te berei. U het vanmôre dit gehoor. Halleluja. Raak ontslaaf van hierdie predikers wat praat oor 'n wegraping voor die verdrukking en dat julle die bruid is. Raak net ontslaaf van hulle. Maar die woord van God het dit nêrens gesê. Praat nie van die Ou Testament nie, daar staan wegraping. Die Nuwe Testament staan daar glad nie wegraping nie. Hulle het woord wegraping ingeplaas wat God nie behaag nie. Ek gee nie om of wegraping die woord is nie. Waarom kan hulle dit in Engels sê kotta? Kotta, to meet the air. Wegvoer, die Here tegemoet in jou. Taking away, yes. Waarom wegrap? Want die duiwel het geweet met hierdie woord sal hy almal kan betower om die leuen gehoorsaam te wees. Vader, baie dankie sê vir die onfeilbare woord. Here Jesus, dankie dat u die woorde vir ons kon sê op aarde. Dankie vir apostels. Dankie vir Johannes, Paulus, Petrus, Judas en al die ander wat geskryf het. Sodat ons kan verstaan wat besig is om te gebeur. Ons weet, ons is in die tyd van smarte, Here. Op die oomblik wat die tyd van smarte tot sy volheid gekom, sal die antichrist geopenbaar. Dankie dat u die tyd van smarte bring, sodat ons ons geloof vaster kan maak in u. Maak die saak wat die smarte is, Here, u sal ons genadig wees.
as ons u woord glo. Ons eer u. Dat ons weet dat die dag van die koms is eers na die groot verdrukking. En o Here, dankie, dat almal wat vashou, almal wat glo, konings en priesters, sal daardie dag by die wederkoms waarlik koningskap ontvang. En hulle sal regeer. Ons eer u daarvoor in die wonderlike naam. Seën die woord in elke hart en laat elkeen verstandig sal luister na die woord. Wat in staat is om hulle siele te red. Die ingeplante woord. Vra al die dinge in Jesus naam en ons prys. Amen en amen.